Nou, die vraag is, hoe gesond is jou verhouding met sport en veral sportwetenskappe? Ons gesels spesifiek oor geestesgesondheidsprobleme wat baie verhoog het in Suid-Afrika rondom sport en sportwetenskappe. En ons gesels met Dr. L. Visser vanmôre. Baie dankie vir jou tyd, dokter. Baie dankie dat julle my uitgenooi het. So vertel vir ons bietjie, waarom is sportwetenskappe deesdae 'n sielkundige bekommernis in Suid-Afrika? Ons dog almal sport bring mense bymekaar en dis 'n goeie ding en dit maak ons gelukkig as ons rugby kyk. So waar kom die probleem in of die gevare? Kyk, ons is definitief 'n land van sportliefhebbers. Ek dink die groot probleem op die oomblik is die verskuiwing wat ons sien in die dobbellandskap. Sportwetenskappe het nie net gegroei nie, dit is nou die mees dominante vorm van dobbel in ons land. En omdat dit so toeganklik is op selfone en op ons laptops en so en aanlyn platforms, is dit asof mense vasgevang word. Die probleem is nie net een van geld nie. Ons sien baie geestesversteurings en ernstige geestesgesondheidsgevolge as gevolg van hierdie gedrag. Nou, die Nasionale Dobbelraad het gesê daar's 'n toename van meer as 600% in oproepe wat hulle nou sien. En dit is nogals ongelooflik as mens daai syfer hoor, 600%. Wat sê dit vir u as psigiater? Wanneer hulplyne binne 'n jaar van 140.000 na oor 'n miljoen oproepe spring, dan weet ons iets is fout, dat daar nood is. Dit beteken ons kyk nie net na 'n klein groepie wat sukkel nie, maar eerder 'n sistemiese probleem. Dit raak gesinne, dit eskaleer en vir my as psigiater en vir ons wys dit dat daar 'n dringende probleem is wat definitief groter is as net 'n bietjie gemaak en net 'n bietjie geniet van die sport en so. So, hoe gaan sportwetenskappe van 'n onskuldige vermaak na so 'n groot gesondheidsrisiko? Wat gaan fout? Die gevaar is dat dit soos enige ander kompulsiewe gedrag baie maklik haak kan vat in 'n mens se lewe. So ons normaliseer dit. Dit word bemark, jy weet, tydens ons sportwedstryde deur bekendes, beïnvloeders. Maar die realiteit is baie vinnig dat dit verander in iets wat kompulsief is. So mense verloor beheer, hulle spandeer te veel geld, hulle mis hulle verantwoordelikhede en hulle emosionele welstand neem af as gevolg daarvan. So dis nie net meer 'n speletjie op daai punt nie, dis 'n werklike diep impak op die persoon se siege en lewe. Ja. Watter emosionele of sosiologiese tekens is daar dat ek kan sien, okay, wag, hierdie is regtig 'n probleem vir iemand? Ek dink daar's definitief vroeë tekens waarna mens kan uitkyk. En dit is dikwels emosioneel, soos byvoorbeeld angs, skuldgevoelens, depressie, selfs irritasie. Prakties sien ons soms dat die mense net begin meer geld spandeer as wat hulle kan, verloor, bietjie meer geheimsinnige gedrag dalk, hulle gebruik meer tyd daarop en hulle dikwels meer geld nodig om daai selfde rush gevoel te kry wat hulle eers in die begin gekry het. Trek terug uit sosiale aktiwiteite. Hierdie is die rooi vlae waarvoor ons dan kyk in psigiatrie. Jy het nou genoem hoe sportwetenskappe so positief eintlik uitgebeeld word en positief bemark word. Bekende gesigte op advertensieborde en daar word 'n good feel vibe daaraan gekoppel. Maar ek wonder nogals wat sal gebeur as mens die bemarkingsborde eerder die realiteit gee wat die statistieke is van die hoeveelheid depressie, angs, substansgebruik en selfdood wat daarmee gepaard gaan, want dit is die realiteit wat gepaard gaan met sportwetenskappe en dobbelary, nie waar nie? Absoluut. Ek dink ek gee altyd die voorbeeld, 'n persoon klim in jou kar en jy's op die N1 en jy sien jou sportheld en sy pragtige vrou, jy weet, op 'n groot bord en dit is baie appealing en mense is vreeslik getrek daarna, maar die probleem is dis daai emosionele trek wat mense so vasvang. En dan is dit skuld, leuns, druk, verliese, daai herstel om daar uit te klim, skep 'n groot emosionele las. En dit lei dan direk tot angs en depressiegevoelens en hopeloosheid. Ons sien baie gebruik van substansie in persone wat gereeld
dobbel, nie net alkohol nie, maar ander onwettige middels ook, om daai stres te probeer demp. En ongelukkig, daai gevoel van vasgevang mens plaas mense in baie hoë risiko vir selfdood, en dit is 'n baie gevaarlike kombinasie. En nie net vir die persoon self nie, maar daai tipe gedrag het ook natuurlik 'n uitwerking op verhoudings met jou man of jou vrou, by die werk. Hoe beïnvloed dit daai verhoudings? Ek dink die groot ding is daai onttrekking van jou gemeenskap en van jou familie, en dit kan spanning in die huishouding veroorsaak. Daar's groot finansiële implikasies vir hierdie persone, en dan natuurlik ook die gebruik van ander substansie wat heeltemal daai verhoudings kan impak, maar ook kan verwoes, en daai die tyd wat 'n mens daaraan spandeer is tyd wat jy van iets anders af moet afskei. Nou, dis natuurlik die beste om na 'n professionele persoon soos 'n psigiater of 'n sielkundige of 'n beraader of 'n terapeut van 'n aard na toe te gaan. Maar as ek nou 'n familielid is, of ek is 'n vriend of 'n onderwyser van iemand wat dobbel, of dit nou in sport of enige ander vorm is, en ek kom agter hierdie mens onttrek, is depressief, substansmisbruik kom voor as gevolg van hierdie dobbelary wat hulle vasgevang het. Watse raad het jy vir my? Wat kan ek doen om hierdie familielid of vriend te ondersteun? Dis 'n baie goeie vraag, baie dankie. En ek dink ons moet prakties daaraan dink wat baie min mense en pasiënte kan, jy weet, maklik by 'n psigiater uitkom vir formele hulp. So ek dink die grootste ding is om sensitief te wees teenoor hierdie veranderinge in gedrag en gemoed wat ons sien in ons familie en vriende. Wanneer iemand stil, angstig, geheimsinnig of finansiëel gespanne raak, is dit 'n teken dat hulle dalk sukkel. So dan moet jy op 'n sagte, nie veroordelende manier hulle nader en sê, ek kan sien jy is gespanne, ek kan sien jy is bekommerd, hoe kan ek help? Dis daai rooi vlaggies waarvoor ons so kyk, en daai ondersteuning kan 'n vreeslike groot verskil maak om die persoon te motiveer om dan meer formele hulp te soek. Hoe kry ons dit reg om hierdie gedrag minder te normaliseer, om te kyk na dobbelary en te sê, as ons kyk by so problematies en die statistiek wys ook 18 tot 35-jariges raak regtig nogals verslaaf is 'n probleem. Hoe kry ons dit reg om dit minder te normaliseer? Ek dink dit handel alles oor die gesprekke. Ons gaan daaroor moet gesels. Soos wat julle in die begin gesê het, ons is 'n land van mense wat vreeslik lief is vir ons sport. So enigiets wat daaraan gekoppel raak, sosiale gedrag en selfs substansie, word maklik genormaliseer, jy weet, in ons gemeenskappe. So dit is belangrik om daaroor te gesels en te gesels oor die negatiewe impakte daarvan, en realisties daarna te kyk in ons huishoudings en hierdie probleme en hierdie risiko's voort te bring in ons gesprekke. Ja, ek wil so ver gaan soos om te sê, dobbel verwoes lewens, punt. Moenie dobbel nie, maar as jy reeds te ver in daai maalkolk in is, kry hulp en gaan ook na al die wonderlike lyne wat daar is, wat gratis beskikbaar is, elke dag van die week en van die jaar, en dit is die dobbelprogram 0800 006 008, of jy kan SMS of WhatsApp na 076 675 0710. Daar's vertroulike tolvrye hulpmense wat jou te woord kan staan. Laaste kort boodskap van jou kant af, dokter. Ek dink net om vir ons luisteraars te sê dat daar is werklik hulp beskikbaar, en dit is verniet, en jy hoef nie eers jou identiteit met ons te deel nie. Ek dink net vir mense om te weet dat daar lyne is wat hulle kan kontak. Daar is selfuitsluitingsprogramme, so as jy die advertensies en so nie op jou foon wil hê nie en jy wil bietjie minder blootgestel word daaraan, is daar definitiewe maklike stappe wat 'n mens kan volg. So net om bewus te wees daarvan, en as jy weet van iemand wat sukkel of jy sukkel self, om hulle aan te moedig en aan te spoor om te kyk na daai selfuitsluitingsopsies, en dan natuurlik ook die NRGP soos wat u genoem het, om hulle te kontak en te sien hoe ons kan help. Daar is definitief hulp daar buite, dit hoef nie jou lewe te verwoes nie. Advertensies is nie noodwendig 'n speelbeeld van die werklikheid nie. Baie dankie, Dr. El Visser.